net vir Adrian sê, Sasolburg is in die Bybel. Die wolkkolom in die dag en die vuurkolom in die nag. Jacques sal weet. Kom ons bid net saam. U is vanaand net een. Want ons leef nie meer nie. Dis U. En ons steen hier vanaand is U. Dankie, Here. Dankie dat U, Heilige Gees, getrou is. Dat U vir ons so lief is dat U is. En U wil wees met ons bemoeienis maak. Kom, Heilige Gees, en kom openbaar die hart van die Vader vanaand. Dat ons hierdie aand sal onthou as die aand wat ons sê, ons het die Here Jesus gesien. Ons het hom gehoor. Maar ons het hom ook beleef. Word verheerlik, Here, in Jesus naam. Amen. Ek onthou toe ons hierna toe ry op skool, op laerskool, die mannetjies wil ons altyd hulle self bewys, dan het ons twee mannetjies wil fight, dan trek hy 'n streepie, en sê, toe kom, wie dink jy is jy, tree oor hy streepie, krijg jy, dan hoop jy maar, hy tree nie oor hy streepie nie, wie dink jy is jy? Ek wil vir jou vraag, wie dink jy is jy? Gaan dan 'n bietjie met jou praat oor identiteit, want die sondeval in die tuin was eintlik 'n identiteitsval. Meer is net 'n sondeval, want die slang het vir die mens uit op sy identiteit aan toe gekom en gesê, jy kan word as jy doen. Jy kan iets word as jy iets doen. Doen dit en jy kan soos God word. Die mens was al reeds so, en hy verloor wat hy gehad het, omdat hy iets wou doen om te word wat eintlik al klaar is. So die groot krisis vandag in die kerk is maar 'n identiteitskrisis. Die vyand het vir Jesus in die versoeking ook kom aanval op sy identiteit. As jy die seun van God is, doen dit. Bewys jouself. En dis hoe godsdienst met ons werk. As jy sê jy's 'n Christen, bewys jouself. So ek gaan so 'n bietjie vanaand gesels oor identiteit. Maar ek wil die boodskap deel in 2 dele. Die eerste deel wat ek vanaand so 'n bietjie met jou wil deel is 'n moeilikerige deel, en dit is wat beteken dit ek leef nie meer nie. Wat beteken dit? Ons gaan 'n bietjie daarna kyk vinnig. Die tweede deel is, wat is die nuwe lewe? Ons gaan daai 2 goedes doen. Kom ons begin met die eerste deel, en dit is jy leef nie meer nie. Ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 17, die bekende gedeelte, hy sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Die Griek seker het ook vertaal met the old things passed away, soos iemand wat dood is, dis weg. Niks van die ou lewe het oorgebly nie. Ou lewe is verby. Geen bloedlijnvloeke wat gebreek moet word. Wie ek was in Adam het gesterf vir die kruis. Ek is nie oorgedra in Christus nie, ek is nuut gebore in Christus. Christenskap gaan nie oor 'n verbeterde lewe nie, dit gaan oor 'n nuwe lewe. 'n Nuwe lewe is nie verbetering van myself, die nuwe lewe is 'n persoon, en sy naam is Jesus. En dis die trant waarna ons vanaand gaan kyk. So hy sê dit het alles nuut geword. Alles. Hy sê die ou dinge is passed away, dood, ek het gevrek, en alles het nuut geword. Die dag wanneer jy die grootste ja van jou lewe vir die Here Jesus gee, en jouself in geloof oorgee aan die Here, dan kom die Heilige Gees, en deur 'n goddelike daad, plaas hy jou in Christus. Ek en jy is geskep daarvoor. Een gees met die Here is die grootste wonderwerk in die univers. Dat die skepsel en die skepper een gees kan word. En ons word een gees in die Here, die ou dinge het verbygegaan. Die ou dinge van die Here daar en ek hier, ek moet God soek, daai dinge het verbygegaan. Ek is in hom, een gees met hom, niks kan my daar uithaal nie, niks kan my skei nie. Ons kan dit nie altyd sien, hierdie een gees wees met die Here nie. Want dit is in 'n ander dimensie, dis in 'n geestesdimensie, maar is net so realiteit soos hierdie hout. Een gees wees met die Here. Ons het hierdie ding, jy weet, ek moet nader tot die Here, want Jakobus sê nader tot God. Maar Jakobus gaan kyk waarvan praat met sondaars, en goddelose mense, praat nie met gelowige mense nie. Hy sê dit, julle God skyn heilig is en wat ook al nou, maar hy sê nader tot God. Ons het klaar genader. Ons is klaar in Christus, jy is klaar in gees met die Here. Jy kan nie nader kom as wat jy is nie. Want dit besef ons nie, want ons godsdienst het altyd gesê, jy moet doen om te word. Jy moet doen om nader te word. Dit ons godsdienst het hierdie lere vir ons gegee, wat ons moet klim na God toe.
my houtleer van my dade, my werke. Ek kom nader, ek kom meer, harde probeer, bid en vas, nader kom, klim en leer op, God wag daar. Want God wag nie in die bopunt van my leer vir my nie. Want ek het agtergekom, ek weet nie hoe julle is nie. Ek klim 1 of 2 sportjies, dan ry 'n ou voor my en dan almal vruggies van gelyk van die bome af. Vertel ek vir hom wat ek van hom dink. As ek weer onder moet ek weer onder begin. Dan God, Christendom is nie 'n houtleer waarteen ek moet klim na God nie. Christendom gaan oor houtkruis. Oor houtkruis, waar hy afgekom het en my onkruid in die voet van die kruis. Want daar's die manier hoe ek daar kom. En dis die wonder van Christendom. Wanneer die Heilige Gees jou in Christus plaas, gebeur iets wonderlik. Een Gees wees met die Here, wat met Christus gebeur met jou. Ons moet dit in ons mind fix, want ons sien dit nie in die geestesmense nie, wat met Jesus gebeur met jou. Ek wil dit so verduidelik. Ek het hier 'n lysie met 'n klomp name. Ons het 'n WhatsApp groepie gestig met kankermense. Ons het binne 'n dag het ons oor die 100 mense gekry. Ons bid gereeld vir hulle. Hierso is hulle. Ons het goddelike genesings al uitgekry. Ek wens ek het tyd gehad om dit vir julle te vertel. 1 of 2 het al gesterf. Ons verstaan nie altyd alles nie, maar ons hou aanbid, want ek glo die Here is die geneesheer, en ek glo mense se liggaam is nie 'n tempel van kanker nie, maar van die Heilige Gees. Maar ons verstaan nie alles nie, ons leef in die gebrokenheid van hierdie wêreld, dinge gebeur maar. En weet jy wat, as ek nou hierdie lysie, dat jy my Bybel dra, as ek hom hier binne in die Bybel sit, waar die Bybel gaan die boekmerk, want hy is in die Bybel. So posse kom vir Jakassel en Komati, en die Bybel kom daar uit, dan is die brief op daar. Alhoewel met ons poskantoor kan hy dalk in Rusland eindig, want ons poskantoor is nie altyd lekker nie. Maar wat julle verstaan, wat met die Bybel gebeur met hom, want hy's in die Bybel. Hy deel die ervarings met die Bybel. En dit is presies wat dit beteken. Jy word een met die Here. Jy deel sy belewenis. En dis wat Paulus sê, ons word een met hom in sy dood, en ons word een met hom in sy opstanding. Wat met hom gebeur met jou in die kruis. Ons sê, maar hierdie sê ek leef nog, maar jy sien, dis geestesmensie. Voor my wedergeboorte, voor ek ja gesê het vir die Here, was die sondaar my lewe. Ek het nie geleef nie. Ons dink is ons wat die sondaar is. Nee, ons het die sondaar bevat. Hy was in ons gees. Dit was 'n entiteit. Dit was die mag van die sonde. Dit was die sondige natuur, die geaardheid. Dit was die geaardheid van die duiwel. Jesus sê vir die Fariseërs, die skrifgeleerdes, julle die duiwel is vader, want julle doen sy begeertes. So ons dink is ons, jy weet ou Blue Eyes het gesê, I did it my way. Dis wat hy dink. We did it, daai ander ouetjie sê dis sy way. So by wedergeboorte kom die Heilige Gees en hy haal die sondaar uit my gees uit. Wie ek was, my ou identiteit as 'n sondaar, haal uit my gees. En die dag as ek ja sê vir die Here, dan vat die Heilige Gees en hy sit daai sondaar wie ek was, die sondaar wat my lewe was, sit hy aan die kruis in Christus. En die sondaar sterf saam met Jesus Christus. Maar die woord sê ook, toe Jesus opstaan, toe staan ons op. Sy opstanding is my opstanding. Dit is nie beeldspraak nie. Dis 'n geestelike realiteit, dis 'n werklikheid, dis kragtig, ons noem dit sommer 4de dimensie kennis, dis wat in die geesteswêreld gebeur, dis koninkrykslewe, dis 'n feit, dis waar, dis eg, dis goddelik, dis bonatuurlik, en daarom is dit belangrik dat ek en jy sal antwoord, wie dink jy is jy? Waar dink jy is jy? Want dit gaan oor identiteit. En as ek hierdie goed verstaan, dan word dit die atmosfeer waarin my huwelik is, waarin my familie is, waarin my verhoudings kan bestaan. As ek besef, ek leef nie na God toe nie, ek leef vanuit hom wat in my is. And there's a very big difference. Kom ons gaan terug na 2 Korintiërs 5:17. Hy begin so, hy sê, daarom as iemand in Christus is, daarom. Ek wil dit mooi hoor. Paulus se evangelie noem ek sommer 'n daarom evangelie. Wat beteken dit? Omdat Jesus, daarom jy. Nie omdat jy, daarom God nie. Nee, God is nie die reaksie op jou nie. Ek en jy word die reaksie op wat met ons gebeur het. So, Paulus sê, daarom, omdat Jesus, nie omdat jy het God nie, nee. Paulus se hele evangelie is gebaseer op wat Jesus gedoen het en wat met hom gebeur het. Daarom het dit met jou gebeur. Maar ons weet nie, sy godsdienst draai alles op sy kop om en sê nee, omdat jy daarom God. So jy moet die hele tyd is die fokus op jou. Wat jy doen gaan bepaal hoe God gaan optree teenoor jou. Alles die hele tyd, jy weet. En daarom is ons baie keer onseker, ons voel baie keer uit Christus uit, ons voel baie keer, ek bid in die dag vas, baie daar vir die Here naby, baie keer voel hy ver,
Want ons hele godsdienst het die ding op sy kop omgedraai en gedink, alles gaan oor my. Ek moet by leer klim, dan sal God nader kom, so, omdat ek, daarom God. Maar julle, ek het so groot geword in die kerk. Weet, ek is die, alles, God se optrede teenoor my hang af van hoe ek optree. Maar ek wil vanaand vir jou ietsie sê. God het klaar sy mind opgemaak oor jou saligheid. Maar die hele ding van God wag vir my om iets te doen as kind van die Here om te sê hoe hy gaan optree. Met ander woorde, my saligheid was nooit regtig afgehandel nie. Ek moet genoeg doen om te verseker ek gaan hemel toe. Dit alles hang van jou af. Ek noem dit sommer die do-it-yourself religion. Ons het van hierdie boek 'n do-it-yourself handboek gemaak. En gedink, dit gaan oor wat ek moet doen. Ons het eintlik van die Bybel gemaak wat die Jode gemaak het by die wet, 'n boek van reëls en regulasies. Maar die boek is eintlik om vir jou te sê wie jy is, hoekom hy gekom het, waaroor gaan die lewe. Dis eintlik waaroor dit gaan. Maar as gevolg van my do-it-yourself religion, het ek gedink, alles gaan oor my. En wat sê ons dan? God doen sy deel en ek doen my deel. Kom ek sê vir jou, dis die goeie nuus, dis slegte nuus. Want ek kan eers my deel doen nie. God doen sy deel en God doen my deel. Maar religion het gesê, nee, God doen sy deel en as jy die rest nie doen nie, dan gaan God se deel ook nie meer vir jou werk nie. So it's all about you. Hier in Efesiërs 1, vers 13, lees ek net een lyntjie. Hy sê, in hom is julle, toe julle die boodskap van die waarheid, die evangelie van julle verlossing gehoor het. Mooi, die evangelie van jou verlossing is klaar geskryf. Daar's niks wat jy kan bysit nie, niks wat jy kan wegvat nie, niks wat jy moet doen nie, dis klaar, afgehandel. Al wat jy moet doen is om te glo. Dis hoekom Jesus aan die kruis uitgeroep het, die tetelestai is volbring. Waarom? Beteken het niks aan jou oorgelaat, wat jy nog moet doen om meer gered te word, meer geregtig te wees, meer heilig te wees nie. Hy het klaar alles gedoen, die dag as jy dit glo. Want dit gaan ons net oor praat, oor jou identiteit. So jou saligheid is afgehandel, as gevolg van Jesus, omdat Jesus, daarom jy. En dis hoekom Paulus sê, daarom, as jy in Christus is. Daarom, jy leef met die gevolge van wat hy met jou gedoen het. Jy sit jouself nie in Christus nie, jy bid jouself nie in Christus nie, jy vas jouself nie in Christus nie, jy werk jouself nie in Christus nie, jy glo en die Heilige Gees sit jou in Christus. That's the gospel. That's why it is the evangelium. That's why it's the good news. Die Nuwe Testament gaan nie oor jou nie, het gaan oor hom. Het gaan oor jou offers nie, het gaan alles oor sy offers. Het gaan oor wat jy vir hom moet doen nie, het gaan oor wat hy vir jou gedoen het. Moet ek gaan met leë hande? Ja, prys die Here. Want dis nie wat in jou hande is wat jou kwalifiseer nie. Dis wat in Jesus se hande is wat jou gaan kwalifiseer. Want wanneer die Vader kyk na die wonde in sy hande, dit is wel ons kwalifikasie. Hy is ons enigste hoop op heerlikheid. Niks anders nie. Niks wat die mens kan doen, kan hom kwalifiseer nie. Goed, 2 Korintiërs 5:15 sê, omdat ons van oordeel is, dat as een gesterf het, het almal gesterf. So, die sondaar in my gees, die ou mens wat ek was, is saam met Christus gekruisig. Is gone. Weet, ek sterf nie die myself in te perk met selfkruisiging nie. Die Heilige Gees vat my, doop my in die dimensie van die dood en die opstanding van Jesus. Maak nie saak waar jy was nie, maak nie saak wie jy was nie. Dit maak nie saak wat jy gedoen het of wat met jou gebeur, maak nie saak nie. Dit is alles gekruisig. Die ou dinge van jou is alles gekruisig. Vir 'n Christen om te bid, wees my arme sondaar genadig, klink baie nederig, maar dit is so verkeerd, want die sondaar is klaar gekruisig. Jy sien, ons sal nooit uitkom by wie ons is, as we die hele tyd terugkyk en sê die sondaar, wees my gedink, jy is dood, die sondaar is gevrik, hy is dood, hy is gekruisig, hy leef nie meer nie. Ons moet daai ding in ons mindjie, ek herinner, ons het 'n ou daar by ons, hy besit afbop, ou Gert. Ek het vir Gert gesê, ek dink jy moet die doodskus een Sondag inbring met 'n lekker spieël, groot spieël daar in die kus, en dan moet ons almal in 'n huis staan, daar inkyk en besef, daar lê ek leef nie meer nie. Want jy sien, dis die probleem, ons het nooit in ons mind gefix, ek leef nie meer nie, want ons voel nie dood nie. Ons emosies, ons ervarings, ons op en af emosionele lewe, ons voel ons spring lewendig. Ek bedoel, ek is heel okay, tot 'n ou dag voor my inry en al my vruggies val gelyk van die boom af, dan kom ek agter, maar hoe kan ek nie meer leef nie, want kyk nou, wat doen ek? Maar ons gaan daaroor praat. So ek dink die ding
Voordat ek nuwe lewe kan verstaan, moet ek eers my dood verstaan. En besef ek leef nie meer nie. Wie ek was, die sondaar in my, is uit my uitgehaal, is nie meer wie ek is nie. Ek kan nie 'n sondaar wees en 'n kind van die Vader wees, of die een of die ander, want sondaar is identiteit en dis nie meer wie ons is nie. So, ek kan myself nie kruisig, ek kan myself nie doodmaak nie, because die ou dinge het passed away. Ons kan dood. Ons wettiese godsdiens probeer ons dood kry, deur elke Sondag vir ons te sê wat ons moet doen en wat ons nie moet doen nie. Want jy sien, ons hou daarvan, die mens wil graag iets doen. Hy wil graag doen om te voel hy leef. Hy wil graag doen om te voel hy verdien. Dis 'n vernedering om handouts te kry. En jy dink, ek kan niks doen om te verdien nie, alles is van my gegee. Dis vernedering. Van die vlees wil homself bewys. Hy wil wys, ek is daar 'n goeie mens. Here, kyk, as ek vanaand op die bed lê, ek het 10 armes gegee, ek het hier geld. Niks fout daarmee nie. Maar die vlees hou daarvan om te roem in homself en te bewys hy goed is. En Jesus sê, niemand is goed nie, net een. Is jy langs nog oké? Praat ek te vinnig? Ek kom van die Kaap af, ons kan vinnig gaan hoor. Luister maar vinnig. So, wat ek wil sê is, ons voel dalk nie altyd emosioneel gekruisig nie. Ons voel nie dood nie. Baie daar nie, ons voel nie, want jy sien ons emosies goed of sleg beïnvloed nie die feit. Die feit van dat ons as sondaar saam met gekruisig is nie. Ons is klaar. Ons voel nie so nie, maar ons gevoelens is nie die waarheid nie. Die waarheid is wat die woord sê van jou en my. Ons denke en ons emosies word nooit gekruisig, in elk geval. Dis jou gees, die sondaar in jou gees wat gekruisig is. Die sondaar in my wat my lewe was is gekruisig. En dit gebeur nie oor tyd nie. Dis nie 'n lewenslange proses op aarde van kruisig nie. Die dag as jy ja sê, val die Heilige Gees jou terug in die kruis en jy sterf saam met Christus. Daardie moet jy in jou mind fix. Voor jy kan aangaan, moet jy eers begrafnis hou van jou ou lewe. Jy moet seker maak wat beteken dit. Daarom as gevolg van wat Christus met jou en my aan die kruis gedoen het, is jy 'n nuwe skepping. 'n Nuwe skepping? Dis hoe God jou sien. Hoe sien God jou? 'n Nuwe skepping. Hy sê so, nie ek nie. Hy sê so, jy's 'n nuwe skepping. Wanneer God na jou kyk, hoe sien hy jou? In Christus. Hy sien jou nooit apart van Christus. Hy sien jou as 'n nuwe skepping. En as ons nie hierdie kruisdood ding verstaan nie, gaan ons 'n nuwe lewe verstaan nie. En wat gaan ons doen? Ons gaan staat maak op ons emosies om gekruisig te voel. Om lewend te voel. Maar ons emosies is so misleidend baie keer. So dit maak nie meer staat. Dit maak nie meer staat. Of ons maak nie meer staat op die sienlike deel van ons om te voel of ek gekruisig is nie. Want die Here sê ek is. Ons hou baie keer nie van wat ons sien. Is dit, ek weet nie hoe jy is nie, maar ek hou nie altyd van myself nie. Ek hou nie van wat ek sien nie, ek hou nie daarvan hoe ek gesondheidsoptree as ek nuus kyk en ek sien goed waarvan ek nie hou nie. Dan voel ek so lewendig. Maar weet jy wat? Die sondaar is klaar dood. Maar die uiterlike deel van my is nog nie so. Ons almal sit met hierdie uiterlike deel. Ons is almal dieselfde. Ons maak foute, ons is swak, ons is soms sterk, ons word kwaad, ons doen soms verkeerd. Maar dit beteken nie ek is nie meer dood nie. Ek leef dat ek dood is, nie meer dood is nie. Ek is. Want die sondaar in my is dood, maar my denke, dit is iets anders. Ons gaan nie te veel daaroor praat nie. Maar omdat ek nie verstaan dat ek nie meer leef nie, probeer ek myself kruisig deur voorskrifte. En nou voel ek wil voel ek leef. So ek gaan soek. Ek gaan na plekke, konferensies en goeders toe, om net daai gevoel van ek leef te ervaar. Ons het vandag daaroor gepraat, met die klop Adrian en dan, dat mense gaan om te voel hy leef, hy wil iewers gaan. Jy weet, ouens sê, kom, die Here is hier. Jesus sê, hulle gaan in die laaste dae sê, die Here is hier of die Here is daar. Hy sê, maar die Here is in jou, koninkryk is in jou. Ons wil voel ons lewe, iets moet gebeur, dat ons net kan voel ons lewe. As ons net die profeet oor die berg kan kry om te kom, dat ek net kan voel ek lewe. Want ons weet nie wie ons is nie, ons soek lewe in die uiterlike goeders. Maar lewe lê binne in jou. En as ons net kan leer om te kyk na die lewe in ons, om te hoor wat God van ons sê, ons gaan nou daarna kyk. Maar omdat ons nie dood voel nie, kyk ons die hele tyd buite ons, in plaas van binne in ons, waar die wonderwerk klaar gebeur het. Jy weet, mense sê die Here gaan nog groot dinge doen. Ek wil vandag vir jou sê, die grootste ding wat God ooit kan doen met jou klaar gebeur, is in jou. Dat is niks groter nie. Die kerk, die wêreld het dalk 'n herlewing nodig, die kerk het openbaring nodig. Want ons soek na iets wat ons al klaar het, want ons weet nie, omdat ons nie die openbaring het van die lewe in ons nie. En dit is tyd dat die kerk van Jesus ontdek wie sy regtig is,
in die Here. Dank God is besig om reg deur die land in die wêreld, ons sien dit oral, jy weet so wat ons gedoen is, omdat ek nie voel ek lewe nie, kyk ek buite myself, ek word besig die hele tyd met myself, ek sit geloof vir myself. Ons word narcissisties, it's all about me, ons dink it's all about me. En ons mis die blessing van die nuwe lewe. Want ons voel ek kan dit verdien nie, so ons voel nie so net nie, ons voel nie so gebless nie. Want ons dink nuwe lewe is iets wat gebeur as ek iets doen en ons mis die evangelie van ons redding wat klaar geskryf het, it is finished. Here dan u deel, ek sal my deel doen. It's already finished. Dit is daar wat vir jy nog by doen. Jy weet, as ek vir jou sê ek wil graag vanaand hier kom, dan sê jy maar jy's klaar hierso. Sê ek nie maar ek wil jy in die saal kom. Nee, maar ek is klaar hierso, sê jy vir my. As ek vir die derde keer sê ek wil baie graag hier wees vanaand, jy sê hoorie wat's fout met jou? Jy's klaar hierso. Wat het jy gedrink? Jy's klaar hierso. Jy kan as jy in Christus is jy klaar in Christus. Jy het jouself nie nou aangesit nie, jy kan jouself nie nou uithaal nie. Die Here het jou nou aangesit. Die Heilige Gees is 'n bonatuurlike inwerking, die krag van God wat in jou lewe kom werk het wat jou daar gaan insit het. Ons powere selfhelp, goedjies gaan ons nie daarin kry. Die kruis kos die kruis om my daarin te kry. En daarom nuwe lewe is 'n persoon. Dit was my die grootste. Ek kom by dieselfde skool as Jacques. Ek kom uit 'n skool waar alles sonde was. TV is sonde, driving is sonde, make-up is sonde, vrouens mag geen langbroek dra nie, hoede, brille, pille, gospel. Jy weet, alles is uiterlik. Fix yourself. Want jy met jouself verbeter. Jy weet, hoe meer jy nie dit doen nie, en hoe meer jy dit kan doen, hoe nader kom jy aan die Here, hoe heiliger. So, ons het 'n nuwe lewe om jouself te verbeter. Ek onthou toe ons in Sasolburg was. Ek is baie lief gewees vir Modern Talking. Wie van die, ek wil my yes. Modern Talking en Smokey en ja, ek het werklik. En dan gaan ons by my male kuier in Mosselbaai. En daar was, die driving was daar by Seychelles, Hartemos. Maar driving was 'n sonde. So ons het vir ons kinders gesê, ons gaan groot TV kyk, so as die gemeente vra ons tog net, hulle sê groot TV. Hulle net sê, driving, dit is 'n sonde. En dan gaan ek terug, ry ons terug, ons hier by Koelsberg, kom op terug huis toe, terug na die hoofkantoor toe in Sasolburg. As jy agter my aan gery het, kon julle by mekaar gemaak het, dan sien jy, hier kom Smokey deur die venster, die kassette daai jare. Jy gaan Modern Talking by die venster uit, want ons is geleer, alles is sonde. Want ons het gedink, nuwe lewe is, ek verbeter myself. Selfverbetering is 'n sonde. En selfverbetering is onmoontlik. It's not about improving yourself, because the best of you is not good enough. Die kruis gaan nie oor selfverbetering nie. Het gaan oor 'n omgeruilde lewe. It's not a changed life God is after. It's an exchange of lives. Wanneer ek aan die kruis sterf, en hy gee sy lewe om my lewe te word. Want sy lewe is die enigste lewe wat God kan behaag. Jy kan bid en vas vir 40 dae en sê ek wil die Here behaag, jy kan nie. As jy kon so Jesus in die hemel gebly het. Nie die lewe van die seun kan God behaag. Ons beste pogings, Kolossense praat van die raak, nie smaak, nie roer nie. Evangelie, hy sê dit lyk wonderlik in die vlees. Hy sê wat, means nothing. Because new life is not about what I do, it's what Christ did for me. And who Jesus is in me. En daarom nuwe lewe. So 'n vrou sê, 'n swanger vrou sê ek het nuwe lewe, beteken nie sy het al lewe verander, beteken sy het iemand wat in haar is, nuwe kind. Nuwe lewe is 'n nuwe persoon. So wanneer Christus my nuwe lewe is daardie lewe. Die lewe wat behaaglik vir God is. So ek vertrou dis op hom om 'n nuwe lewe te wees. Want ek kan nie op myself vertrou nie. Christianity is not about trying, it's about trusting. It's not about trying. It says, nuwe lewe is die dinamiese opgestaande lewe van Jesus wat opstaan in jou. Hy is die koninkryk wat in jou gees leef. Ons het hierdie dinge geuite uitdrukking gemaak, groter as hy in is, hy wat in die wêreld is. Dink wat jy sê. It's true. Maar die blessing van die nuwe lewe beleef ons nie altyd nie. Want ons dink it's all up to me. So 'n nuwe lewe is nie selfverbetering nie, nuwe lewe is omgeruilde lewe.
Hy vat my ou lewe, kruisig dit en gee my sy nuwe lewe. Chains. Jy sê maar, moet ek nie verander nie. Kom sê vriend. Chains lie in the exchange. Wanneer ek die exchange verstaan, then I start to change. Ons dink it's all about change. No. It's an exchange. And when I see that, my life start to change. Ons gaan net aan die einde van die boodskap en ek vinnig net daaroor praat. So my ou lewe is gekruisig, Jesus is my nuwe lewe, en nou het ek gechange van my lewe na sy lewe, en Engels sê, now I am a new creation. Nog nooit in die Ou Testament was daar ooit so iets soos wat jy vanaand is nie. Daar was nie. Hulle was slawe, diensknegte van die wet wat probeer word deur wat hulle moes doen deur hulle eie gehoorsaamheid. Dan God die nuwe verbond gaan oor Jesus se gehoorsaamheid. Want hy is die garantie van die nuwe covenant, nie jy nie. Nie hoe goed jy is of hoe sleg jy is nie. Jesus is die garantie, hy waarborg die nuwe verbond. En omdat hy die waarborg is van die nuwe verbond, kan jy nooit weer uit die nuwe verbond gaan. Kan nie misluk nie. As dit van jou gehoorsaamheid afgehang het, was ons almal uit die tyd. Dank God is heeltemal 'n nuwe covenant. In Christus doen God iets met die mens wat hy nog nooit voorheen gedoen het in die Ou Testament nie. Ons word deel van 'n nuwe skepingsras. God kyk op 'n nuwe manier na ons. Daarom die ou manier waarop jy na jouself kyk, wees my sondaar genadig, moet verander, moet end. Anders leef ons in konflik met God se idee van wie ons is en mis ons die blessing van die nuwe lewe. Christus, God, identifiseer jou nooit weer buite Christus nie. Ek lees in Galasiërs 2:20, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie. Dis 'n feit. Dis 'n feit. Jy leef nie meer nie. Jy sê maar, ek voel lewendig. Nee, wie jy was, jou identiteit, die sonde in jou is dood. Hy is gekruisig. Jou emosies is nog daar, jou siel is nog daar, dis 'n ander gospel, 'n ander boodskap vir 'n ander dag. Maar moenie jou waarde meet aan jou emosies nie, moenie jou waarde meet wat jy doen nie, of nie doen nie, meet jou waarde aan wie jy is in Christus, jou identiteit gee jou waarde. My van is Ken, ek is gebore uit die geslagsregister van die Kens, ek is nie al trienatiese seun op nie, maar ek is in sy geslagsregister, want waar kry ek my identiteit? Ek kom uit saad uit. Kom deur 'n geboorte, ek kan my van verander, ek en ons steeds die DNA van my pa, want dit lê in die saad. Identiteit kom uit saad, en ons kom nou daar uit, dis opbindend. So wat sê in Galasiërs? Ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef vir my. Dis nie beeldspraak nie, dis 'n realiteit. Jy sien, ons het almal die volheid van Christus in ons. Nou gaan soek ons na hoe doen ek Christus? Hoe leef ek hom? Dan sê ek nie, ek het nie genoeg Jesus nie, want ek leef hom nie genoeg nie. Nee. Ons het almal die volheid van die Seun in ons. Ons probleem is nie dat ons dan in Jesus het nie. Ons probleem is dat ons nie almal expression gee aan Christus in ons nie. Dit is ons probleem. Ek kan nie te min Jesus hê nie. Ons gaan, ek sê nou die hele tyd ons gaan daarby uitkom. Ons moet regtig musiek daarby uitkom. Al wat ek van jou wil sê is, die ewige deel van jou, wie jy regtig is, wat die sondaar gewoon het, is gekruisig. Die res van my siel is nie nou gered nie, is in die proses van redding, en heilig maak. En hy gaan, dis eers die dag as jy dood is, dat jou siel volmaak is. Maar ons fokus op die siel om te dink, as ek myself kan fix in my denke, dan is ek gefiks voor God. Jy is wel gefiks voor God, as ons dit sien, gaan ek verander. Jy sien, change, religion wil jou van buite af change, moenie doen dit, moenie so nie, hy wil jou van buite af fix, jy kan nie nuwe lewe aanleer nie. Ek het nie, my ouma het altyd gesê, toe ek 'n klein seentjie was, weet jy wat, jy was 'n ou klein bobbejaantjie daar agter Oudtshoorn se berge, toe ons jou gaan vang en jou stertjie afgekap, en nou is jy ons kleintjie. Ek het dan nie geglo nie, ek het raak nie soos een gelykie. Maar wat ek wil sê is, jy kry jou identiteit uit die saad. Saad bring altyd voort volgens sy soort, en ons gaan nou vir die wys, so kom ek so sê. Nou leef ek nog in my siel, ek doen sondes, ek doen verkeerd. Maar ek weet, dis nie my identiteit, dis nie wie ek is nie, ek tree baie keer teenstrydig op, ek bedoel, ek het nie 'n kursus gaan slaag, hoe om 'n goeie kind te word, en toe ek het slaag, en die eksamens deurkom, en die toetse toe sê ek, nee, ek is uit saad uit. My pas is al. Ons het so 'n Hollandse Bybel waar my voorgeslagte in staan, van begin 1800s. Dit sit met iemand sy geslagsregister saad, gee nuwe lewe. Gee identiteit, so dis wie jy is, in die vlees het identiteit, maar ons gaan nou kyk na die geestelike ene, dis absoluut. So, maar wat gebeur nou met die siel? Die bloed van Jesus. Die bloed van Jesus. Dink jy God het gedink, die dag as jy die grootste jaar van jou lewe gee, gaan jy volmaakte lewe kan leef? Dit weet ons kan nie. So wat het hy gedoen? Hy het voorsorg getref.
bloed van Jesus reinig my van alle sonde. Duratief aanhoudend sonder ophou, hou die bloed van Jesus my skoon. Sonder ophou. As Jesus vanaand skielik kom en jy het nou hier gedink, jy's hierdie opera nonsens, of jy het iets verkeerd gedink, dink jy gaan saam? Ja, hoekom? Want die bloed van Jesus reinig jou aanhoudend van jou sondes. Hallo. Dis 'n duratiewe diens, aanhoudend. Hy hou jou skoon. Hoekom? Want as hy jou nie skoon en nie kan hy nie in jou woon nie. Die bloed van Jesus. Ons onderskat, ons spreek te min met die bloed van Jesus. So wat ek vir jou wil sê is, die mens is nie gebore om iets in homself te word nie. Daar is nie so iets soos 'n goeie mens nie, jammer as jy so gedink het, dalk is jy een, weet ek nie. Maar daar is nie so iets soos 'n goeie mens nie. Ons het almal ons flaws. Die mens is eintlik gebore as 'n leeuhouer, as 'n erdekruik, as 'n bevatter, as 'n tempel. Daar was 2 bome in die tuin. Die mens moes kies wat hy sou eet. Dit wat hy eet sou sy lewe word, die God van een van daai 2 bome. En die mens kies verkeerd. En Jesus sê die duiwel is vader, want hy het julle lewe geword. Julle doen sy begeerte, sy natuur, sy lewe is in julle. Die mens is nooit geskep om iets in homself te word nie. Hy is geskep as 'n houer. Toe die slang vir die eerste mens sê, julle kan soos God word, as julle iets doen, dis 'n leuen, dis steeds 'n leuen. Baie mense glo nog steeds daai leuen. Om goed te probeer word, is om onafhanklik te leef van die nuwe lewe in jou. Dis nooit God se plan vir ons lewe nie. Sy plan is sy seun se nuwe lewe, sodat ek en jy afhanklik sal wees van sy nuwe lewe in my, en kan breek met my self-help religion, wie die seun het, hierdie lewe. Waaroor gaan die Bybel goed of kwaad? Nee, lewe of dood. Wie die seun het, hierdie lewe. 2 Korintiërs 13:5 sê, ondersoek julle self of julle nie geloof is. Ons hoor dit baie, ondersoek jouself, stel jouself op die proef. Ek onthou die kerk waar ek groot geword het, voor die nagmaal gebruik, en jouself is ondersoek, kry al jou sondes bymekaar, en maak dit skoon en bely dit, anders kan jy nie nagmaal gebruik. Ek onthou ek groot geword in dit. Ondersoek, want jy moet jouself ondersoek. Maar hoe weet jy wat sê Paulus? Want jy sien die ouens lees nooit goed in konteks nie, en lees die dingetje halfpad. Want die werker religion kyk anders na die woord. Hy sê, ondersoek jouself of jy nie geloof is, stel jouself op die proef of is jy nie seker van jouself dat Jesus in jou is nie. Hy sê, as jy ten minste nie verwerklik is nie, maar ek hoop julle sal insien dat ons nie verwerklik is nie. Hy sê nie, ondersoek jouself, vind jou flaws, vind jou sondes, vind jou foute, verbeter jouself nie. Hy sê, ondersoek jouself en sien dat Christus in jou is. En as jy Christus in jou sien, sal jy weet jy is nie verwerklik nie. Want wat doen selfondersoek? Ek voel verwerklik. Mag jy nagmaal gebruik nie, ek voel verwerklik. So, dis nie wat hy sê, hy sê, kyk en sien Christus in jou. So ek en jy hoef nie meer te loop met die goed van die verlede nie, dinge van die verlede nie. Al die emosionele bagasie, wat ons baie keer saamdra, vir jare in ons lewe, ons foute. En kyk, ek het groot geword in 'n kerk. Dis maklik om my skuldig te laat voel, ek sukkel baie dan, baie maklik. Ek het skuldig groot geword, want ons het elke Sondag die wet gehoor, en nooit gevoel, ek is goed genoeg nie. Ek was bang vir die wederkoms, want ek het gedink as die Here kom met my straf nie, hy kom my haal met my wil hê nie. Ek het God gesien altyd as ek bid met 'n God wat met 'n frons na my kyk, en met 'n frons in my wys. Dis hoe ek hom gesien het. Ons het 'n gesegde, ons al baie gehad, ongelukkig kom ons in drieë. As het te goed gaan, dan sê jy, dit gaan weer te goed, wat gaan nou weer gebeur, want het gaan net te goed. Maar jy het altyd verwag, iets gaan gebeur, God sal sorg, dat daar iets gebeur. Ek moet seker nie te lang gaan nie, maar ek het nog so 2 ure, maar dis ek, niks te lang, luister. Ek moet dit net vir jou sê, ek was in die weermag, van die manne wat die sit sal verstaan, waarvan ek praat. Dan kom die instrukteur die oggend daar, 4 uur in jou bungalow in, hy het nie 'n lekker aand gehad met die girlfriend nie, nou gaan hy tot jou kom uithaal. Dan kom hulle in, en dan krap hy daar jou goeders. Kyk, my kas was so netjies. Ons het baie daar op die grond geslaap. Ons het gehoor ons magies. Dis, hoe doen dit? Jy beskadig staatseiendom, want jy is mos nou staatseiendom, jy mag op die grond slaap nie. En dan kom daai instrukteur, dan krap hy jou goed, dan kom druk hy dit onder jou, dan sê hy, wat is hierdie roof? Jy weet, hy weet wat het is, maar hy wil jy moet dit sê, stofkobraal. Dan sê hy, okay, sien jy al daai bome?
Hy is te ver, jy sien hom nie, maar hy was al baie daar, so jy weet nou nog meer waar hy is. Dan sê hy al terug. En ek het altyd gedink dis hoe God is. God is soos daai ene. Hy kom krap in my lewe, hy kry dit, kom druk onder my neus en sê, ek gaan sorg dat jy betaal. En ons het altyd gesê, jy weet, daai ou betaal net vir sy sondes. Daai ou betaal, as dit sleg gaan met iemand, hulle betaal. Ek dog Jesus het betaal. Maar sien, dis die hele idee van my, werke, do it yourself. Jy weet, ek het nooit geweet wie ek is nie, en nou sukkel ek loop met hierdie lack mentality, ek het nie genoeg Jesus nie, ek moet genoeg Jesus kry, ek het te min Jesus. Kom ek sê vir jou, jy hoef nooit weer 'n gevangene te wees van jou foute, jou verlede, wat met jou gebeur het, wat ander aan jou gedoen het. Jy hoef nie meer daar te wees nie, want daai persoon is dood, hy leef nie meer nie. Ek hoef nie meer te loop met die woede uit my verlede, die seer, die verwerping, of jy deur 'n egskeiding kom, of verwerping in jou ouerhuis, wat ook al, ons hoef nie meer met daai goed te loop nie, want ek leef nie meer nie. Ek kry my waarde by Christus en nie by wat met my gebeur het nie. My identiteit, nie meer met wat met my gebeur het nie, ek kry my identiteit by wat met Jesus gebeur het. Ok, so jy is geskep nie om iets te wees in jouself nie, om iemand te bevat. Jy is 'n tempel. Jy is 'n tempel. Wat maak van 'n tempel 'n tempel? Die mooie estetiese waarde van die gebou. Wat maak van 'n tempel 'n tempel? God, in die tempel. Dis waaroor dit gaan. Wat maak van jou 'n tempel? Omdat jy grand is en nice is. Nee, wat maak van jou 'n tempel? God in jou. Het gaan nie oor die gebou nie. Die gebou het baie keer sy krake. Dit gaan oor God in hom. Waaroor gaan 'n tempel? Dit gaan nie om die aandag te trek op die groot tempel en hoe goeie tempel het is en hoe mooi die tempel is nie. Nee, in die tempel gaan dit oor sy eer. Dit gaan oor hom, nie ons nie, want ons leef nie meer nie. En wat ons nou is hy in ons tempels. Die uiterlike boumateriaal kry sy waarde by die God binne die gebou. Sien jy? Oh man, ons het jare terug, of kom ek vertel jou dit, as jy 'n beker vat, soos hierdie Faumelite beker, nee? As jy hierdie Faumelite beker vat, ok, kom ons sê dis 'n beker wat jy kan koop by die winkel, verbeel nou maar. En bekers staan op die rak, en is net 'n beker, en iemand stap verby en sê, weet jy wat, ek wil graag die beker, ek gaan van dit my koffiebeker maak. So, ek koop hierdie beker, ek vat hom huis toe, en ek sê vir my kinders, onthou net ek drink uit hierdie een, dis my koffiebeker. So dis net 'n beker, tot iemand dit raak sien, dit koop, en dit sy eie maak. Wat die nuwe eienaar daarin sit, gee aan die beker sy identiteit. Dis nou my koffiebeker, so waar kry die ding sy identiteit, by wat daar binne is. Die ding word nie die koffie nie, hy bly net die houer, maar hy kry sy waarde by sy inhoud. En nou wil ek jy moet mooi hoor. Jy en ek word nooit die inhoud nie. Jy word nooit heilig nie, jy word nooit geregtig nie, because it's not in you to become. But when Christ in you is your life, 1 Korintiërs 1:30 sê hy is my heiligheid. Wanneer die inhoud Christus in my is, dan gee sy heiligheid aan my waarde. En nou is ek een gees met hom en hy sê, noem my 'n heilige, want Christus is my lewe, want die ou sondaar leef nie meer nie. My lewe is nou 'n Christus lewe, dis 'n heilige lewe, dis hoekom hy sê is heilig. Nie omdat ek goed geword het nie, maar omdat ek die goeie een bevat. 1 Korintiërs 1:30 sê, Christus is jou, Christus in jou is jou heiligheid, Christus is jou geregtigheid. Christus is dit, nie jy nie. Nou wil ek die volgende een lees, 2 Korintiërs 4:7, ons het die skat in erflikryke. Wat weet jy met die skat? Jy is 'n erflikryke, sodat die voortreffelikheid, die waarde van jou lê by die krag van God, nie uit jouself nie. Jare terug was ons in Israel, kom in Jericho, en hulle verkoop hierdie erflikryke. Want daar is 'n klomp op 'n hoop wat gekraak het, dis 'n klomp rejects. En ek gaan na die eienaar toe, ek vra vir hom, kan ek een van hulle koop, want hulle is goedkoop, want daai tyd was 'n shekel gelyk staan aan R1, ek dink ons rand is nou swakker as dit. En ek koop die reject vir 1 shekel, R1. En ek vat hom huis toe en sit hom daar neer. Dis my mooi karakter, jy weet, bietjie krake, bietjie skeef en
dink eendag, terwyl ek na die ding kyk, 1 shekel, teken nie veel nie, is 'n reject, kyk jou krake, maar sien ek sit 1000 rand in daai krak. Wat dink jy is dit dan werd? Nog 'n shekel? Nee, 1000 rand, dis wat hy werd. Hoekom? Want die inhoud gee hom sy waarde. Skielik styg sy waarde. Hierdie gekraakte 1 shekel erdekruik is skielik 1000 rand werd. Hy's meer as die ander erdekruike wat geen kraak het nie. Omdat die inhoud gee hom waarde. Dis wat hy sê, ons het hierdie skat van die hemel in ons erdekruik, sodat ons waarde lê by wat binne in ons is. Jy weet, die waarde van die erdekruik gaan nie oor die erdekruik nie. Hy is vol krake. Het gaan oor wat in hom is. Ons is almal vol krake. Maar dit is oké, want ons kry ons waarde by die inhoud die ons bevat as ons waarde. Ou Leonard Cohen sing, ring the bells that still can ring, bring your perfect offering. There's a crack in everything, and that's how the light gets in. Because there's no such thing as a perfect offering. Because the new covenant is not about your offering, it's about His. That's our qualification. Goed. Paulus sê, 2 Korintiërs 5, en sê daarom ken ons mekaar nie meer na die vlees nie. Ek sê, kyk hier so, as jy nou as kinder uit 'n kerk wil uithaal, laat hulle hierdie ding verstaan. Want jy weet wat, ja, oké, kom ons gaan nie te veel daarop. Ja, jy weet wat was die definisie van skinder? Dis om ander ons foute en sy afwesigheid te bespreek. Nou sê, ons ken mekaar nie meer na die vlees nie. Kry daai ene. Hy bedoel, jy ken jou vrou nie meer na die vlees nie. Jy ken jou man ook nie meer na die vlees. Ons het almal krake, en as ons gaan kyk en ons soek identiteit in die vlees, gaan ons almal foute met mekaar. Ons kyk nie meer na die vlees, ons kyk na mekaar, en I see Jesus in you. Because Christ is your life. Christus is in my. Okay, ek gaan so 'n bietjie skiep gou hier saam, ons raak het te lank. Nou bring ek my by die tweede deel wat baie kort is. So, ek leef nie meer nie. Ek is 'n nuwe skepping. Christus is in my. Ek is 'n heilige. Hy sê in 1 Korintiërs 3, die tempel is heilig en dis julle. Die teenwoordigheid van God in jou heilig, ja. Nie wat jy doen nie. Niks wat jy doen kan jou heilig maak nie. Christus in jou. Nou wil ek vir jou vra, dit bring ons by die tweede deel. Identiteit. Jy is nou 'n nuwe skepping, maar waar identiteit, nuwe identiteit. Waar kry jou identiteit? Ons het ons almal hierdie identiteitsboekie. Waar jy sê jou ouderdom, manlik, vroulik, wanneer jy gebore is en so aan. So ons aardse identiteit kry ons in ons aardse identiteitsboekie. So waar kry ons jou identiteit? Party van ons is van 'n merwe, wat jou van ook al is. Ons kry dit by saad. Ja, jy verstaan, saad, identiteit, alle lewe op aarde begin met saad, ek wil nie oordink. Alle lewe op aarde begin met saad, alle lewe. Diere, plante, maar ook mense, begin met saad. Maar geestelike lewe ook. Geestelike lewe ook. En saad bring altyd voor volgens sy soort. In 1 Petrus 1 vers 23 sê, julle is wedergebore, nie uit die verganklike saad nie. Natuurlik gebore uit die verganklike saad. Maar jy is nie weergebore uit die verganklike saad nie. Saad is nodig vir lewe. Ja? So, jy was net op 'n jaartjie of sterkies afgekap, jy het 'n kursus geloop om 'n goeie mens te wees of 'n goeie van 'n merwe nie, jy is uit die saad van jou pa gebore. En in saad lê DNA, in saad lê gene, saad is wonderlik, weet jy, daar's krag in saad. Ek wil kyk na my, ek was so klein iewers geswem daar, en kyk hier groot veter gesond. Saad het krag, daar's dinamika, die misterie van die lewe lê in saad. Saad bevat volheid die vermoë van die liggaam om homself te genees. Is in die DNA, vra die dokter, die sit hulle is dokters, hulle gaan vir jou alles kan vertel van dit. Die wonder van saad. God het ons gemaak. Is awesome. Maar nou kom Petrus, hy sê, maar jy is nie wedergebore uit daai verganklike saad nie. Jy is gebore uit die onverganklike saad. Deur die lewende woord, nie die geskrewe woord nie, die lewende woord. So wat is die saad? Dis die lewende woord. Wie is die lewende woord? Jy is wedergebore deur die lewende woord. So, net soos verganklike saad nuwe lewe voordring, so bring onverganklike saad ook 'n nuwe lewe voort. Dis asof Petrus sê, kom ons leef by die verganklike saad. As jy die krag in die lewe, die inhoud verstaan van verganklike saad,
Hoeveel meer te bel voel is die onverganklike saad? Hy sê, jy is wedergebore uit onverganklike saad, want dit is te mysterie. What is that? Wat is hierdie incorruptible seed? 1 Johannes 3 vers 9. Elkeen wat uit God gebore is, wat 'n deel van jou is uit God gebore? Jou gees. Hoor 'n bietjie mooi. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Want jy is die tempel. God woon in die allerheiligste in jou gees, wedergebore in jou tempel. Dis God is. Dis hoekom in 70 na Christus het die Romeine die Joodse tempel afgebreek. Hoekom? Want God wil nie ons moet weer na 'n plek gaan om te gaan kry nie, hy is nou binne in ons. Dis hoekom hy dit afbreek het, want die voorhangs het geskeur, God is nie meer in tempels met hande nie. So wat gebeur hierso? Hy sê, elkeen wat uit God gebore is, jou gees, waar hy is, doen geen sonde nie. Hoekom? Hy sê, want sy saad lê in jou. En die Griekse woord vir saad is sperma. Sperma, saad, sperma van die Vader. Want Vader sê saad. Saad sê wie jou pa is. By wedergeboorte het daar 'n nuwe pa in jou lewe ingekom. Dit maak nie saak wie jou pa was nie. Hy was jou dronkpiet van die hawe. Daar's 'n nuwe pa in jou lewe, 'n nuwe saad die dag toe jy wedergebore is. As ons dit verstaan, gaan ons begin sien wat is die Vaderhart van God. Sperma, die sperma van die Vader. Wat is die sperma? Wat is die saad? Galasiërs 3:16 sê, die een saad is Christus. Ek wil jy moet mooi onthou, die een saad is Christus. Die een saad. Daar's nie baie sade nie, net een saad. Want waarom is dit hierdie idee? Jy weet, ek kry bietjies Jesus by soos ek groei. Soos ek aangaan op die pad, kry ek Jesus by. Jy kan nie. Hy sê een saad. 'n man bevrug nie sy vrou vanaand met die baba armpie en môre aand met die baba beentjie nie. Die man sê die baantjie, maar dis nie hoe dit werk nie. Een saad, een hele nuwe lewe. Een saad, een volle Christus in jou wedergebore gees. So hy sê, hoekom doen my gees nie sondig nie? Want die saad van God is in my. Wat is die saad van God? Dis die verreëse opgestane Christus wat homself aan my kom dupliseer. Johannes 12 sê Jesus van sy kruisdood, hy sê, voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit vrug. Jesus sterf aan die kruis. Ons het in Napier gebly bestaan op 'n plaas en die boere daar gesaai gars. En dan het eendag gestaan kyk hoe saai die garslande, die gars daar in die landerye. En ek dink vir myself, weet jy wat is my wonderlik van die saad? Want ek is die Here besig om die revelasie met te deel. Hy sit nie die saad op 'n saadkursus nie. Hy vertel nie vir die saad hoe om 'n goeie koring so ons sê 'n koringsaad, 'n koringaar te word nie. Hy plant die saad en hy vertrou die kiem, hy vertrou die natuur in die saad. Ek het jy weet, ons wil mense leer om 5 punt plan om 'n goeie Christen te word, 5 punt plan om 'n heilig te word, dit help nie. Want ons mis die revelation of Christ in us. Ek het 'n Duitse herdershond, en ek weet nie, my hond is 'n reën. Ek het hom nooit geleer om te piepie nie, hy lig sy been by 'n boom. Hy was nog nooit by 'n TV nie, hy is 11 jaar oud, ek is seker sal TV kom van hy weet wat om te doen, hy het nie 'n kursus nodig vir dit nie. Hoekom? Want natuur is in saad. Geaardheid is in saad. Ek hoef hom nie te leer om 'n goeie herdershond te wees nie. En ek kyk nou die gars wat is, koringkorrel, en ek dink die boer sit nou nie die ding op 'n disipelskap kursus en sê, dis so 'n goeie Christen moet wees nie. Hy plan dit, want hy vertrou die lewe van die moederplant binne in die saad. Hy vertrou die lewe van die moederplant in die saad. En as hierdie koring opkom, lyk elke een presies dieselfde. Want natuur, ek moet mooi hoor, natuur lê in saad. Ok, is julle nog hierso? Ek begin stadig aan afsluit. Nie nog 10 minute. Ek moet dit sê. Ok. Hoor 'n bietjie wat sê Jesaja 53:10. Hy sê, "Yet it pleased the Lord to bruise him, he hath put him to grief, and thou shalt make his soul an offering for his sin, he shall see his seed." Toe Jesus sterf in die grond val en sterf, kom hy in saadvorm en geesvorm, so die Heilige Gees om in my gees kom sit, en Jesus word die nuwe lewe binne my. En die dag as ek die grootste ja van my lewe sê, dan kom die Heilige Gees. Hy haal die ou sonde wat my lewe is uit my uit, kruisig die sonde wat my lewe was, kom die Heilige Gees praat, die Christus saad in my geesmens, wat soos 'n geestelike baarmoeder bevrug word met die Christus saad, en uit hierdie Christus saad kom die seun voort. Kom nuwe lewe voort, want saad bring voort volgens sy soort. Saad dra vrug. En saad, jy weet, saad het nie, Christus in my het nie my input nodig om Christus te wees nie. Ek voed hom nie in my nie, hy voed my van binne af buitentoe.
Hy is die bron, hy is die fontein. 'n Fontein het nie input nodig nie, hy is die een wat input gee. Fontein. En daarom sê Johannes, die deel van my wat uit God gebore is, kan nie sondig nie, want sy saad is in my. Ek gaan net, my vrou word swanger met ons laatlammetjie, maar ons het nie geweet sy is swanger nie. Ons het nie geweet. Sy het gedink sy tel gewig op, en toe gaan sy iewers heen, dan gee hulle vir hulle inspuitings om nou kwant sy maar te maak. Ek weet nie of hy goed werk nie. Dink jy nie is sout wat? En sy gaan dokter toe, en sy sê sy het die eet, sy doen alles wat sy moet doen, maar sy tel gewig op. Gaan dokter toe, en die dokter sê, doen swangerskap toets op haar, en die dokter wil nie eens inkom in die spreekkamer, hy was te bang, want hy het geweet hy gaan haar skok, maar eventually kry hy die moed, hy kom en hy sê, laat jy swanger. Sy bel my, en dit was my groot skok, alles het ingegee, en ek het gaan val op 'n stoel, en het goed gesê. En ons gaan spesialist toe, in Woester, die, wat noem jy daai ene? Gynekoloog. Amper gesê onkoloog, dan is die gynekoloog. Sit op 'n sonaar, en die sonaar wys die perfect, sy het gesê, Here, perfecte kind, want ek is oud, Here, maak my kind perfect, dokter sê perfect. En ek stap daai dag uit die hospitaal, ek sal dit nooit vergeet nie, en ek sien hierdie wonder van die lewe wat kom uit saad, en die Here vra vir my, ken jy my? Ek sê, Here, ek dien jou verlang, ek preek, Here sê, nou ken jy my? Ek sê, Here, jy is my verlosser, en hy sê, as jy my net ken as jou verlosser, ken jy my nog nie. Want jy kyk die hele tyd aan my hand, wat ek vir jou moet gee. Ek was in 'n kerk wat gaan oor die uiterlike, die gifts, en al die wonderlike goed, wat so lekker was. Wat ek kan kry, wat die Here vir my kan doen, en baie, vandag in godsdienst gaan baie daaroor, wat die Here vir my kan doen. Ek kyk na sy hand, maar ek kyk nooit na sy gesig. Weet jy wat hy sê? En die Here sê, sien jy daai sonaar? My Heilige Gees is die sonaar, wat vir jou wil wys, hoe lyk my seun in jou? En ek gaan huis toe, maar jou lewe het verander, toe ek sien wie Jesus in my is, ek het altyd probeer om soos Jesus te wees, ek kan nie, niemand kan nie, maar hy wil my lewe wees, en hoe harder ek probeer, hoe minder is hy my lewe, want hy is 'n gentleman, hy gaan nie met my kompeteer nie, hy wag totdat ek uitbrand, wat gebeur het met ons in die kerk, en seer kry aan die end van onsself, gekom het op 'n plaas gaan bly, afgesonder, moeg vir al die religion, toe sê die Here, nou sê jy reg, kom ek vertel jou van my sonaar, want die Here stuur die Heilige Gees, en sê, Heilige Gees, ek stuur jou, gaan sit die saad in hulle, maar moet hulle nie los nie, want hulle gaan probeer bewys dat hulle swanger is, so gaan openbaar ook aan hulle, die saad in hulle. Jesus sê, hy sê, in Johannes 14, as ek kom sal julle weet, ek is in julle sal weet, maar ons weet nie, want die kerk sê nie dit vir ons nie, die kerk hou ons besig met die tempel, met die dop, en sê, maak jouself beter, maar nooit in die lewe, in die dop nie, religion faseer die lewe totaal nog uit die ding uit. En hierdie revelation verander 'n mens se lewe. Wow. 2 Petrus 1:4 is die tweede laaste vers. Waardeur hy ons die grootste, kosbare beloftes geskenk het. Wat is dit? Sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Want natuur lê in saad. Jy kry nie bietjies heiligheid by, soos jy harder probeer nie. Elke Christen, swak of sterk, die dag as ek ja sê vir Here, word ek gebore met die volheid van Christus binne in my. Kolossense 2:9, want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom wat die hoof is. Julle het die volheid, die Here Jesus is hierso. Want saad bevat volheid en DNA en natuur. Hoe manifesteer ek dit? Kry ek dit wat in my is uit? Daar is nie do it yourself nie, daar is nie 'n resep nie, daar is net 'n revelation van die saad in jou. Die vraag is wat jy vanaand hoor, wat gaan jy maak? Want niemand kan vir jou die revelation gee nie, net die Here. Maar ons word bewus deur Paulus se gospel. Hoe kry ek die revelation? Hoe sê hoe ek het gekry het in my lewe? Want die revelation is nooit afgehandel nie. Dis soos die punt van die ysberg. Jy groei, ouens praat van 'n geestelike groei. Die rede hoekom ek nie hou van geestelike groei nie, want my gees is klaar in Christus finish. Ek kan groei in my
kennis van wie ek is. En soos ek my mind vernuwe om my te dwaal, met die kennis van wie ek is, begin my lewe aanpas by die lewe wat in my is. Ja. So, op 'n dag, hoe het ek het gekry? Jacques gaan verstaan. Moeg vir godsdienst. Uitgebrand. Vir al die metodes en die 10-puntplanne, en die organisasie en die struktuur, waar jy jouself die hele tyd moet bewys. Waar jy die hele tyd moet doen. Jy word moeg, jy kan net nie meer nie. En jy word frustreerd, want het voel vir my die Christelike lewe werk nie. Jy soek, jy probeer, ek onthou Sondag, ons het powerful dienste gehad, Heilige Geesdienste. Maandag had ek depressie, verval in 'n laagte. En ek kon nooit verstaan hoekom nie. Want jy sien, lewe lê nie in die gawes nie, lewe lê in die seën en die gewer. Maar ek het op verkeerde plekke gaan soek, maar dit is fyn. Ons leer maar deur op daai manier, en ons het uitgebrand, en ons het aan een kant gekom, en dis toe die Openbaring begin kom. So ek wil vir jou sê, ek dink die mense wat die Openbaring kry, is ouens wat gesê het, my religion werk nie meer nie. Al my plannetjies om heilig te word werk nie. My godsdienst stel my te leer, ek voel leeg, ek probeer, ek soek. Iemand het eendag van myself 'n bid in die dak vast, toe sê ek, dis great, want Jesus is in jou onder die dak. Maar ons het hierdie hele ding, weet, ek probeer, en ek is nie goed genoeg nie, en ek voel so skuldig. My gebede was lang sondebelydenisse voor ek die revelation gehad het. Want ek het al my krake bely, ek het op 'n stadium bely dat ek gebore is. So sleg het ek oor myself gevoel. Ons het 'n vrou gehad in die Kaap, wat ons het ook so 'n meeting gehad, kom sy, toe sê sy vir ons, weet jy, as jong dogter, het ek soveel skuldgevoelens gehad. Ek het my badwater kokend gemaak en ingeklim en myself verbrand. Want ek het gevoel, ek verdien dit. Ek beloof, veilig. Ons het hierdie skuldgevoelens, ek is nie goed genoeg, die Here hou nie van my nie, ek het vandag nie goed genoeg gedoen nie, ek het nie lang genoeg gebid nie, ek het nie genoeg gegee nie. Dit is akelig om daar te wees. En ons het uitgebrand in dit. Ons het uitgekom, het was nie lekker nie, jy is voel alleen, maar dit was 'n goeie plek om te wees, want ek moet vrek. Jy weet, ek moet vrek, ek moet aan die kruis kom. Ek het eendag by 'n vriend van my gekla oor godsdienst, toe sê hy, moet jy aan die kruis aanstil. En dis waar, ons moet en voordat ons kan begin. Jesus sê, wie sy lewe verloor sal het wen. Dis wat het is, as ek my lewe verloor, kry ek iets beter. Nou, hoe verander ek? Christianity is not about regulations, it's about impartation. So wat gebeur is, Paulus in 2 Korintiërs 3:17, die Here is die Gees. En waar die Gees van die Here is, daar's vryheid. Ja, en terwyl ons almal, luister, met 'n onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as die Here wat Gees is. Soos hierdie revelation van Christus in my lewe begin gebeur, begin ek verander. En dis nie teorie nie, dis prakties. Hier sit my getuienis. Ek het verander. Toe ek Christus in my, kyk, hoe kan jy dieselfde bly as jy Christus in jou sien? As ek die revelation kry en begin fokus op the gospel of the mystery, Paul's gospel, Christ in me, begin ek het glo. Begin ek my denke vernuwe, en soos het gebeur en ek sien Jesus in my, wie hy my is, verander my lewe, hoe kan jy nie verander nie? As ek na die wet kyk, niemand kan verander die wet nie. Ons word skynheilig. Nee? Ons word skynheilig. Ek het al die jare sonde gepreek, ek het altyd gesê, preek hulle, jy moet die helse vlamme voel ek. Ons het so gepreek teen sonde en teen rook, ek dink, ek het al baie keer die Ganston geproe, man. Ons preek in die goed. Want nuwe lewe is nie, ek moet iets doen, die nuwe lewe is wat hy met my kon doen. That's beautiful. Want sy werk is beautiful, sy werk is volmaak, jy sy ander werk. En die werk wat hy in jou begin het, hy sal dit klaar maak. Nie bekommerd, hy sal dit klaar maak. Ek dink ek gaan net so stop, dat ons net kan saam bid en ons Here, dis die woord. That's the mystery which was hidden in you, the wisdom of God,
in the mystery. The mystery that Christ in me is my life. Dat U wil nie net ek wat na U hand kyk en ek moet U nie net ken as my wonderlike verlosser nie, maar dat ek verder sal gaan en U se leer ken as my lewe, my heiligheid, my geregtigheid. Sodat ek myself net eenvoudig in U kan verloor, myself in U kan verlustig. Because, oh Lord, you're beautiful. You're beautiful. En wanneer ek U beauty sien, I change. Oh yes, I change. I cannot change myself. Ek het hard probeer deur die wet en kerkreëls om myself te verander. Uiterlik het ek goed gelyk, maar innerlik, o Here. En nou het iets gebeur. Innerlik het iets verander. En ek kom agter dat wie ek is, begin nou in lyn kom met wat ek doen. Wat ek doen, is besig om in lyn te kom met wie ek is. En soms streek teenstrydig op met wie ek is. Dankie Here. Dat het nie verander wie ek is nie. Maar my identiteit lê in saad nie in my werk nie. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Ek bid vanmôre of vanaand vir hulle. Elkeen, ek bid vir ons almal. En Paulus gesê dat hy bid dat die Gees van die Here aan ons gee, die openbaring, die wysheid en die kennis van hom. Kennis van hom. We want to learn Christ, not about you, we want to learn you, Lord, and we know the only way to know you intimately is by experiencing your presence, seeing Christ in us. That's the only way to know you. Jesus het gesê, ons ondersoek die skrifte, ons meen ons het daar in die lewe, en ons kom nie nie toe nie. So Here, dankie dat die skrifte ons wys vanaand na die lewe. Vanaand as ons gaan slaap, gee dit vir die geliefdes in hulle slaap, kom openbaar in ons die volheid wat ons het, die heiligheid wat ons het, Here. Gospel of the mystery of Christ. The mystery in the seed, the new life, the fullness of Christ. His holiness, His righteousness, as my